Goeienaand geliefdes en welkom by vanaand se aanlyn Bybelstudie. Dit is my voorreg om weer vanaand vir ons voort te gaan met ons Bybelstudie en ek glo en vertrou dat die Here Jesus Christus ook sy wonderlike doel in vanaand se studie sal bereik. Voordat ons begin, wil ek tog om verskoning vra dat ek so 'n bietjie snaaks klink vanaand. Ek is besig om die stertkant van 'n griep te beveg, maar ek glo en vertrou dat die Here Jesus ons ook deur vanaand se Bybelstudie sal dra en dat hy ons op 'n merkwaardige manier ook sal kom seën. Baie dankie vir elkeen wat ingeskakel het en die tyd uitkoop om dit saam met ons te geniet. Ons vertrou die Here Jesus dat dit met u ook baie goed sal gaan. Kom ons begin vanaand se boodskap dan op die regte manier. Kom ons bid vir 'n oomblik saam. Here Jesus, baie dankie vir die wonderlike geleentheid wat ons het om vanaand die woord weer te kan open en weer daaruit geleer te word en weer daardeur gevul te word. Dankie Here Jesus dat u ons hart en ons verstand oopmaak en dit tot u rig. Dat u ons die vermoë gee om geestelik ingestel te wees op u stem, sodat ons kan hoor wat u vir ons deur die Gees en deur die woord wil kom leer. Help ons om die woorde van hierdie boek in ons harte te bære, sodat ons daardeur gelei en gevul kan wees, veranderd kan wees in hierdie donker wêreld. Gereed kan wees om elke taak te verrig wat u op ons pad lê, sodat wanneer u kom, u ons besig en ywerig sal vind vir die woord. Ek loof u, Here Jesus, dat u 'n hoorder is van gebed, en dat u genade altyd deur vir ons genoeg is. Aan u al die eer en dank en aanbidding van ons harte tot in ewigheid. Amen. Nou vanaand hanteer ons natuurlik 'n baie interessante gedeelte in die woord, en die gedeelte wat ons hanteer is die gedeelte in 1 Johannes 5, vers 6 tot en met vers 8. Nou, ek gaan dit vir ons op die skerm gooi. Ekskuus dat hy nou so 'n bietjie weggespring het daar. Ek gaan dit vir ons op die skerm gooi, en dan gaan ons stukkie vir stukkie daarna kyk. Nou, ek weet nie of ons vanaand deur die hele gedeelte kan kom as ek dood eerlik is nie, want dit is weer eens een van daardie gedeeltes wat Johannes vir ons kom gee, wat so propvol inligting is, dat ons regtig baie mooi daarna moet kyk, maar ek glo en vertrou dat die Here Jesus vir ons sal lei in daardie opsig. Kom ek lees dit vir ons, daar staan: Dit is hy wat deur die water en bloed gekom het, Jesus die Christus. Nie deur die water alleen nie, maar deur die water en die bloed. En dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid. En daar is 3 wat getuig in die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees. En hierdie 3 is een. En daar is 3 wat getuig op die aarde: die Gees en die water en die bloed, en die 3 is eensstemmig. Nou ons gaan in die eerste plek net fokus op vers 6. En ek wil spesifiek hê dat ons fokus net op vers 6 sal hou, en ek gaan vir u later verduidelik waarom, as ons by genoeg tyd uitkom om dit te hanteer. Nou wat ons dadelik raak sien in hierdie gedeelte is dat daar 'n paar terme is wat vir ons herhaal word. En ek wil hê dat ons moet kyk na hierdie woorde, sodat ons op 'n mooi manier kan kyk na wat daardeur gesê word. Die eerste woordjie daar is die woordjie water. Water en water, wat daar 3 keer in hierdie versie voorkom. En die tweede woordjie, kom ons maak hom sommer rooi, want dit gaan pas, is die woordjie bloed. En bloed, wat natuurlik hier so herhaal word. En dan die derde enetjie wat ek sommer groen gaan maak, is die woord Gees en Gees, wat daar vir ons herhaal word. Nou die eerste frase wat ons hier het is, dit is hy wat deur die water en die bloed gekom het, Jesus die Christus. Nou ons gaan later kyk na presies wat beteken dit as hy sê Jesus die Christus, maar vir nou is dit miskien vir ons belangrik om net op te let dat hierdie hy waarvan hy praat in vers 6 verwys baie duidelik na Jesus die Christus. So hierdie Jesus is die een wat hy nou vir ons gaan verkondig. Nou dis belangrik vir ons om net op te let die trant van die gesprek wat Johannes besig is om met ons te voer. En om dit te verstaan, wil ek net graag vir ons weer die eerste paar verse van 1 Johannes 5 lees.
In 1 Johannes 5 vers 1 staan daar, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore. En elkeen wat die Vader liefhet, het ook die een lief wat uit hom gebore is. Hieraan weet ons dat ons kinders van God liefhet, wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld, en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is. En dit is baie belangrik om veral daardie oorgang tussen daardie twee gedagtes duidelik te verstaan. Die begin van daardie oorgang wat natuurlik vir ons sê, wie anders is dit as hy wat die wêreld oorwin het, Jesus Christus, en dan direk daarna die gedeelte wat sê, dit is hy wat deur die water en die bloed gekom het. So, Johannes is in 'n sekere sin nog steeds besig in hierdie gedeelte, en ek wil amper so 'n merkertjie maak en sê, Johannes is baie duidelik besig met ietsie wat ons noem Christologie. Christologie, natuurlik beteken eenvoudig die studie van die dinge rondom Christus, die dinge van Christus. Christologie is dan met ander woorde leerstellinge oor die Here Jesus Christus. Nou, wanneer ons dan nou kyk na wat leer hy vir ons uit oor die Here Jesus Christus, en die eerste wat ons sien daar is dat hy deur die water en die bloed gekom het. Nou, daar's 'n paar interessante dinge om op te let. Die eerste woordjie is hier deur, en met die woordjie deur praat ons hier van 'n baie interessante taalverskynsel. Dis 'n datief wat hy in die oorspronklike taal gebruik, en wat hy hierdeur sê is die metode van ietsie, en die metode wat hy natuurlik verskryf is dat hy gekom het. Nou, gekom het is vir my baie pragtig vertaal in die verlede tyd in Afrikaans, en dit verwys na 'n afgehandelde oomblik in die verlede. Onthou, ek trek altyd sulke prentjies om vir ons te verduidelik hoe ietsie moet gebeur het. Daai is nou nie wat ek presies bedoel het om te trek daar nie, kom ek trek maar so 'n enkel streepie en nog 'n enkel streepie, daar is beter. Daar is 'n afgehandelde tyd in die verlede. So met ander woorde, dis iets wat gebeur het, dis afgehandel, dit hou nie aan om te gebeur nie, en dis hoe hierdie gekom het beskryf word. So, nou probeer hy vir ons verduidelik, wat is die metode waardeur die Here Jesus dan nou gekom het. Nou, net hier wil ek vinnig vir ons intree en sê, hy gaan nie vir ons Jesus se geboorte noodwendig verduidelik hier nie. Wanneer hy vir ons hierdie metode waardeur die Here Jesus gekom het verduidelik, kan hy verwys na enige aspek van die Here Jesus se bediening op aarde. Hy kan verwys na sy fisiese geboorte, hy kan verwys na die begin van sy bediening, met ander woorde, hoekom hy gekom het, of waardeur hy bekend geword het, of wat hy kom verrig het. So, daar is verskeie betekenisse wat hieraan gekoppel moet word. En dit het teoloë na baie verskillende interpretasies gelei oor wat die water en die bloed in hierdie gedeelte beteken. Nou, ek het so 'n bietjie moeite gedoen om te gaan kyk na van hierdie interpretasies, en ek gaan hulle vir ons so 'n bietjie in 'n tabelvorm probeer trek, dat ons kan sien wat die interpretasies is wat daar is, en dan sal ons met elkeen die voordele en die nadele bespreek, en dan sal ek natuurlik met u bespreek wat ek ook dink dan nou my interpretasie van hierdie water en die bloed is. Wat bedoel Johannes met ander woorde as hy sê dat die Here Jesus deur die water en deur die bloed gekom het? So, hoe ons dit gaan doen is, ek gaan in die eerste plek net hierso 'n opskrif hê vir water, en dan natuurlik hierso vir bloed, en dan gelukkig laat hierdie program my toe om 'n reguit lyn te trek, soort van. Kijk, daar was naaste by reguit, kom ons probeer weer. Dit lyk sommer stukke beter. Goed, en dan kan ons nou gaan kyk na wat die verskillende interpretasies is. Nou, die eerste interpretasie wat baie teoloë gee vir hierdie gedeelte, is om te sê dat die water en die bloed verwys na die sakramente. En daardeur sê hulle die water verwys na die doop, en die bloed verwys na die nagmaal. En ek gaan net hierso skryf, dit is die sakrament siening.
Nou daar is baie sterk argumente vir en teen hierdie siening. Maar die oorwegende hoeveelheid is ongelukkig teen hierdie siening. Nou, een van die dinge wat ons dadelik raak sien is Johannes is nie besig om met ons te praat in hierdie gedeelte oor kerklike ritueel nie, maar hy's besig met Christologie. Met ander woorde, hy's besig om vir ons te leer oor wie Jesus is, nie oor wat die rituele is wat ons in die kerk moet afhandel nie. Verder is ook geen sprake van doop of nagmaal deur die loop van hierdie brief nie. Die konteks besin speel nie op die metafoor van kerklike ritueel nie. Die term bloed word ook nêrens gebruik om na die nagmaal te verwys nie. Hulle praat van die tafel van die Here, die fees van die nagmaal, die ete van die Here. Al daardie tipe metafore word gebruik, maar bloed in sigself, hoewel die element van bloed betrokke is by die nagmaal, word nooit gebruik om na nagmaal te verwys nie. En dan Johannes beskryf 'n afgehandelde saak, nie 'n volgehoue gebruik nie. Met ander woorde, beide die doop en die nagmaal is ietsie wat aanhoudend gebeur. Ons doop vandag nog mense, ons vier vandag nog nagmaal elke keer wat ons die Here Jesus se dood gedenk, en daarom kan dit nie iets wees wat 'n afgehandelde saak is nie. So taalkundig sou dit net nie ingepas het in hierdie gedeelte nie. En daarom is die groot waarskynlikheid dat dit nie is waarna Johannes verwys nie, baie groot. Die tweede gedagte sê dat dit verwys, en ek gaan sommer hier skryf na die spies en spies. Die tweede ene verwys dat dit verwys na die gebeure van die kruisiging. Nou dit is bietjie gruisam, maar tydens die kruisiging het hulle natuurlik die Here Jesus met 'n spies in sy sy deurboor en op daardie stadium het water en bloed uit sy liggaam uitgevloei. Nou 'n argument vir hierdie argument is dat Johannes spesifiek hierdie gedagte by sy evangelie insluit, alhoewel die volgorde waarvan hy dit gebruik nie dieselfde is nie. In die evangelie praat hy van bloed en water, en in hierdie gedeelte praat hy van water en bloed. Nou dit mag dalk bietjie soos 'n puntenerige klein ding klink, maar wanneer 'n skrywer soos hierdie veral terugdink aan 'n vorige vers wat hulle sou gebruik het, of 'n vorige beskrywing wat hulle alreeds gebruik het, dan het hulle baie keer presies dieselfde woorde en volgordes gebruik. En ons sien dit juis in Johannes se briewe waar sy evangelie baie keer baie sterk van die vorige woordordes en sinsnedes gebruik. Die derde gedagte. Die derde gedagte is dan 'n heel ander enetjie, en met die derde gedagte gaan skryf hierso dat dit verwys na geboorte, en natuurlik dat dit verwys na die kruisiging. Nou, die gedagte van die geboorte en die kruisiging van die Here Jesus, die begin en einde van die Here Jesus se lewe hier op aarde, het baie sterk oorwegings. Bloed is 'n metafoor wat Johannes gereeld vir die kruisiging gebruik, en so sien ons byvoorbeeld in Johannes 1 vers 7. Ag, in 1 Johannes 1 vers 7 waar ons dit baie duidelik dan raak sien. En Johannes 3 in die evangelie praat weer van die watergeboorte, wanneer die Here Jesus besig is om met Nikodemus te praat. So 'n baie sterk aanduiding dat die water en die bloed in hierdie geval dan nou verwys na die geboorte van die Here Jesus en die kruisiging van die Here Jesus. 'n Teenargument hier is dat Johannes dit op 'n baie eenvoudiger manier kon stel. Hoewel ons sterk vermoedes het, ook dat Johannes dit so kon stel om sy opponente te weerspreek, is daar geen fisiese en empiriese bewyse dat die teestanders van die Here Jesus en van die gemeente waarin Johannes geskryf het, enigstens die liggaamlike geboorte van die Here Jesus teengestaan het nie, maar wel die feit dat hy die Christus was. Die vierde gedagte wat dan nou voorkom in hierdie gedeelte, is dat dit verwys na die doop van die Here Jesus en weer eens na die kruisiging van die Here Jesus. Ekskuus met die vorige een wat ek dalk net noem, dat dit verwys na die lewe van die Here Jesus. En hierdie gaan ons praat van die bediening.
van die Here Jesus. Daai X maak ek daar, want Chi is die Griekse woord waarmee Christus dan beskryf word. Goed, so, ons het die doop en die kruisiging van die Here Jesus. 'n Baie sterk argument vir hierdie gedagte is dat die doop die begin van die Here Jesus se bediening hier op aarde wys, terwyl die kruisiging eintlik die volmaakte einde van sy liggaamlike bediening hier op aarde kom aandui uit voor sy dood natuurlik. Nou, een van die groot en sterk argumente vir hierdie gedagte is die gedagte juist dat die doop en die kruisiging van die Here Jesus die begin en einde van sy bediening vir ons kom voorthou. Met ander woorde, in die begin is die Here Jesus gedoop en van daardie oomblik af het hy homself en die Vader aan ons kom openbaar. En dit het opgebou tot by die volëinding van hierdie boodskap van liefde by sy kruisiging. As ons in gedagte hou dat nommer 3 ook miskien waar kan wees, kan ons miskien dalk in 'n lokval trap waar ons dink dat die Here Jesus Christus begin het by sy geboorte en geëindig het by sy kruisiging, omdat dit na die lewe van Christus verwys. Terwyl ons weet dat die Here Jesus voor Abraham was, volgens homself. Met ander woorde, daar is sterk getuienis van die Here Jesus wat werksaam is in die Ou Testament en wat van die begin af saam met God was, by God was, deel van God was. Met ander woorde, die Here Jesus begin nie die dag toe hy gebore is daar in Bethlehem nie, maar sy liggaamlike bestaan op aarde het daardie dag in Bethlehem begin. Dis onwaarskynlik dat Johannes, wanneer hy kom praat van die Jesus as die Christus, gaan verwys na sy liggaamlike geboorte en sy liggaamlike sterfte, maar eerder na die begin van sy bediening, nommer 4, die doop en die kruisiging. En by beide die doop en die kruisiging is daar 'n bonatuurlike bevestiging van die Vader en van die Gees dat die Here Jesus Christus wel die Christus is. Natuurlik by die doop die Gees van God wat soos 'n duif op hom neerdaal en sê en hom aandui as die Christus, terwyl die stem van die Vader kom en sê dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. En by die kruisiging waar die maan verduister, soos die Here sy gesig van hom af wegdraai, en waar die Here Jesus dan ook sy gees dan in die hande van die Here oorgee, en sê, Vader, neem my gees. Met ander woorde, Vader, Seun en Gees by al drie hierdie gebeure betrokke, en al drie hierdie as 'n groot, sterk getuienis van die Christusskap van die Here Jesus. Nou, as ons in gedagte hou die trant waarmee Johannes besig is om met ons te praat en ons sê, Johannes is besig om vir ons te verduidelik wat ons moet glo van die Here Jesus om gered te kan wees. Is daardie geloof wat ons moet glo verseker nie net dat die Here Jesus Christus gebore is en dat hy weer gesterwe het nie. Baie gelowe, insluitende baie van die Indiese gelowe, insluitende Islam, waarin die moslems glo dat die Here Jesus Christus gebore is, geleef het en weer gesterf het. Daardie geloof, daardie erkenning dat daar op 'n tyd 'n man met die naam Jesus was, wat die dinge gedoen het wat in die skrif staan, is nie saligmakende geloof nie. Met ander woorde, dis nie die geloof wat maak dat God my kom wederbaar, dat ek gered word, weergebore word, en dat ek in 'n verhouding met die Here staan nie. Wat wel hierdie reddende geloof is, hierdie wederbaring geloof is die geloof dat Jesus Christus die Christus is. Met ander woorde, dat dit daardie man van die geskiedenis was, daardie Jesus Christus, wat gekom het aarde toe en my spesifieke sondes op homself geneem het, sodat as ek in hom glo, ek nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. As ek glo dat hy vir my sondes aan die kruis die volle prys betaal het, en dat sy betaling genoegsaam is om vir my sondes te kan betaal. Nou wil ek dit in perspektief kom stel. Dit is die trant waarin Johannes besig is om te praat, en nou kom vertel hy vir ons in hierdie vers van 2 getuies. Ek gaan later 'n derde byvoeg, maar eerste van hierdie 2 getuies, die water en die bloed. Die water kan verwys na Jesus se liggaamlike geboorte, maar daardie geboorte was, ek wil nie sê onmerkwaardig nie,
maar dit was net soos enige ander geboorte. As 'n mens nou nie in ag neem dat dit uit 'n maagde is wat die Here Jesus Christus gebore is in die vervulling van 'n profesie nie, was sy geboorte soos enige ander geboorte, maar sy doop was verseker nie soos enige ander doop nie. By geen ander doop het die Gees van God soos 'n duif op hom neergedaal en 'n stem uit die hemel het gesê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het nie. Daardie stem uit die hemel van die Vader, daardie Gees wat op hom neerdal, is 'n definitiewe getuie, dis 'n bewys dat die Here Jesus Christus die Christus was. En dan natuurlik die gebeure van die kruisiging van self. Die kruisiging gaan gepaard met 'n klomp verskillende gebeure. Boonbehalwe die bonatuurlike aard waarop die Here Jesus gekruisig is, die vergifnis wat hy getoon het, die dinge wat hy op daardie stadium gesê het, dat hy uitgespreek het tetelestai, dit is volbring, het daar 'n klomp bonatuurlike gebeure plaasgevind. Daar was 'n sonsverduistering, daar was 'n aardbewing, die voorhangsel in die tempel het geskeur. Daar was dooies wat uit die grafte uit opgestaan het. Niemand wat rondom Jerusalem gewoon het in daardie tyd en wat by daardie kruisiging was, sou dit kon sien sonder om te weet dat hierdie nie 'n gewone kruisiging was nie. Kruisiging was iets wat die Romeine gedoen het. Dit was 'n aaklige wrede manier waarop hulle mense tereggestel het, maar dit was 'n alledaagse manier. Dit was heeltemal normaal in daardie tyd, hoe sieklik dit ook al mag klink vir ons, om by 'n dorp in te gaan en die gekruisigde liggame op die paaie te sien wat ingaan by die stad, as 'n waarskuwing vir elkeen wat oortree dat dit is hoe jy gaan opeindig. Dis ook waarom hulle die mense soms op 'n heuwel of op 'n pad gesit het wat baie bekend was. En nou kom hulle en hulle kruisig duisende verskillende mense, duisende mense, wat net soos die Here Jesus gekruisig is. Maar by die Here Jesus se kruisiging, hierdie merkwaardige samekoms van gebeure. Ek dink as ek vir 'n wetenskaplike moes vra, wat is die kanse dat daar 'n aardbewing en 'n sonsverduistering en die skeur van die voorhangsel en die dooies wat uit die graf uit opstaan, alles gelyktydig moet plaasvind? Wat sal die kanse wees? Ek dink dis 1 in 'n getal wat ek nie sal durf probeer uitspreek nie. En daarom kom Johannes en hy sê dat hierdie water en die bloed het as getuies gekom van hom, dat hy die Christus is. En daarom is my persoonlike opinie dat nommer 4 die enigste moontlike antwoord is om te verduidelik wat Johannes bedoel wanneer hy sê daar, kom ons kry net weer die versie daar in perspektief, dit is hy wat deur die water en die bloed gekom het. Nou goed, onafhanklik van dit, kom ons kyk na die res van hierdie versie. Nou sê hy, Jesus die Christus. Nou, dit is baie interessant die woordvorm wat hy hier gebruik, en ek wil dit nou nie gebruik om verder my siening van nommer 4 te ondersteun nie, maar dit lei toevallig nog steeds na daardie ondersteuning. Hy kom verduidelik vir ons wat hy bedoel. Hy verduidelik vir ons, dit beteken eenvoudig, Jesus is die Christus. In hierdie geval sit hy nie Jesus Christus soos 'n van of 'n titel van die Here Jesus nie, maar hy kom stel spesifiek Jesus gelyk aan die Christus. Nou ek het dit al in 'n vorige Bybelstudie met ons bespreek, maar ek wil dit graag in hierdie geval baie pertinent vir ons kom uitdruk. Christus is nie die van die Here Jesus Christus soos wat ek Martin Botha is nie, maar Christus is 'n titel wat gegee is. Dit beteken die gesalfde van God, die gekose een van die Here. En dit was 'n titel wat die Jode gebruik het om te verwys na iemand wat aan hulle belowe is, al die pad van Genesis 3 vers 15 af. In Genesis 3 vers 15 word daar al reeds beloof dat daar een sal wees, die saad van 'n vrou, wat die mag van die slang, van die duiwel, sal kom verbreek deur sy kop te vermorsel, nadat hy hom aan die hakskeen gebyt het. Met ander woorde, daar sal 'n dood plaasvind, maar hierdie dood sal die mag van die slang vernietig. En dwars deur die loop van die Bybel, dwars deur die profete wat hulle sake verduidelik en hulle profesieë kom haal, word daar hierdie Christus verwag.
Die psalms is propvol van vertellings en gedigte oor hierdie beloofde Messias. Psalm 2, die Here wat vir die Here sê, kom sit aan my regtersy, ek sal die nasies van die aarde gee as jou voetbank. Met ander woorde, wat probeer Johannes vir ons hier verduidelik? Hy probeer vir ons verduidelik dat hierdie Jesus werklik die Christus is. Net soos wat die water vir ons getuig, net soos wat die bloed vir ons getuig dit vir ons dat Jesus die Christus is. En nou kom hy en hy sê dit so 'n bietjie weer. Johannes is mos geneig om so bietjie te wees soos 'n vlieg wat om 'n lamp is. Hy kom van elke hoek af en hy sê, nie deur die water alleen nie, maar deur die water en die bloed. Die water en die bloed. Met ander woorde, nie deur sy doop alleen nie, maar deur sy doop en sy kruisiging. Met ander woorde, albei hierdie gevalle was baie, baie belangrik en het bevestig dat die Here Jesus die Christus is. Nou, miskien is daar 'n bietjie geskiedkundige konteks wat vir ons 'n bietjie agtergrond gaan gee oor waarom Johannes dit so pertinent wil uitdruk dat dit die water en die bloed is waardeur hy gekom het. In die tyd toe Johannes hierdie briewe geskryf het, was daar 'n man gewees en hierdie man het verkondig dat die Here Jesus 'n doodgewone mens was, maar dat met sy dood het die Christus, soos hy hom dan nou beskryf het, soos 'n gees op hom neergedaal, en die Here Jesus het sy bediening voorgesit as die Christus, maar net voor sy kruisiging is die Christus dan nou weer weggeneem van hierdie mens Jesus af, sodat net die mens Jesus dan nou gekruisig is. En Johannes kom weer lê daardie tipe gedagtes in hierdie versie deur te sê, dis nie net deur die water nie. Met ander woorde, hy was nie die Christus toe hy gedoop is alleen nie, maar ook die Christus toe hy gesterf het aan die kruis, toe hy die volle prys vir ons sondes betaal het. Want daardeur was hy juis die Christus. As die Here Jesus Christus nie gedoop was soos wat hy gedoop was nie, as hy nie aan die kruis gesterf het soos wat hy gesterf het nie, kon hy nie die Christus gewees het nie. En in daardie opsig het hy gekom as Christus deur hierdie aksie van die water en van die bloed. Maar nou kom doen Johannes 'n baie interessante ding en hy kom voeg vir ons 'n derde getuie by sy lys getuies. 'n derde getuie by die lys van getuies. En dit is die Gees. En hier sê hy, en dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid. Nou, hier's 'n hele interessante gedagte hierso. Die feit dat hy die woordjie en hierso gebruik in die Grieks dui baie sterk daarop dat hy die Gees nou wil insluit hier by die water en by die bloed en dat al drie van hierdie dan nou hierdie werk van getuig moet kom doen. Nou, hierdie Gees wat getuig is dan natuurlik die Heilige Gees waarna Johannes hier verwys. Dit is die enigste Gees waarvan hy kan verwys. In vorige gedeeltes het hy baie duidelik gesê, enige Gees wat sê dat Jesus die Christus is, kom van God af. En nou kom verduidelik hy vir ons wat hierdie Gees dan nou ook kom doen. Nou, wat interessant is om op te merk, is dat die tydval waarin Johannes hierdie skryf, effens gaan verskil. En daardie is die prentjie wat ek gewoonlik vir dit gebruik, en dit is 'n prentjie wat aandui, hierdie is iets wat in die verlede begin gebeur het, maar wat 'n uitwerking het en nog steeds aan om te gebeur. En dit is belangrik dat ons dit besef, want daar is nou weer 'n klomp verskillende interpretasies oor wat Johannes hiermee bedoel wanneer hy praat van die Gees wat saam met ons getuig. Nou, die eerste waarvan hy kan praat is om te sê dat dit dalk die Gees van die Here Jesus was wat op hom neergedaal het by sy doop en dis 'n geldige interpretasie omdat hy daar weer eens bevestig het dat Jesus die Christus is. Dit kan ook verwys, en ek is baie meer geneig om in hierdie rigting te beweeg, na die Gees wat binne in die kinders van die Here Jesus is en wat getuig van die Here Jesus Christus binne in onsself en ook vir die wêreld daar buite.
Die rede waarom dit vir my amper 'n beter interpretasie is as die feit van die gees wat op die Here Jesus neergedaal het by sy doop, is omdat daardie aksie waar die gees neergedaal het op die Here Jesus by sy doop, 'n aksie is wat afgehandel is in die verlede. Met ander woorde, hy is nie nog steeds besig om neer te daal nie. Hy het neergedaal en hy is nou klaar neergedaal, as ek dit so kan stel. Maar hierdie gees wat binne in die kinders van die Here leef, Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Judea en Samaria en tot in die uiterstes van die aarde. Ek het Jerusalem daar vergeet, maar Jerusalem en Judea en Samaria en tot in die uiterstes van die aarde. En daardie aksie gebeur vandag nog. Vandag nog is daar hierdie Heilige Gees wat binne in ons woon en beide binnekant toe en na buitekant toe getuig en sê, hierdie Here Jesus Christus is die Christus. In jou hart weet jy as kind van die Here, dat die Here Jesus Christus die Messias is. Dat hy vir jou sondes aan die kruis gesterf het, en dat hy die volle prys betaal het, en dat jy nou in 'n verhouding met die Here kan staan as gevolg van dit wat Jesus Christus vir jou gedoen het. Dis 'n sekerheid wat die Here Jesus in ons gesit het. Paulus skryf, dit is die Gees wat binne in ons is, en wat getuig, en wat in ons roep, Abba, Vader. Met ander woorde, deur hierdie Heilige Gees wat in ons is, het ons hierdie ervaring, hierdie verstaan van God as ons geestelike Vader. En daarom is ons ook dan nou natuurlik sy kinders. So hierdie tweede idee is vir my baie beter as 'n interpretasie. Verskoon tog. So, hierdie Gees getuig ook natuurlik binne in ons en ook buitentoe aan die wêreld. Nee, natuurlik wanneer hulle die kinders van die Here se lewens sien, wanneer hulle sien die dinge waarmee ons besig is, die manier hoe ons sekere situasies hanteer, die manier hoe ons optree, dan sien hulle natuurlik dat die Here Jesus Christus 'n daadwerklike lewendige verskil in ons lewe gemaak het. En dan sê hy natuurlik in hierdie volgende gedeelte, hierdie Gees is die waarheid. Nou, daardie is die waarheid, is vir my nogal besonder in hierdie gedeelte. Is die waarheid, is 'n personifikasie van waarheid. Met ander woorde, hy sê, die Gees is die waarheid op dieselfde manier as wat God lig is. Hy sê nie elke waarheid is die Gees nie, maar hy sê, hierdie Gees wat van die Here afkom, is werklike waarheid. Dis die waarheid wat ons kan vertrou, dis die waarheid wat ons kan weet. En al hierdie deurmekaarheid van die wêreld en al hierdie opinies en interpretasies en dinge wat mense sê, is hierdie Gees tog die uiteindelike, die groot, die heerlike waarheid. Nou, wat vir my baie interessant is om op te let, en ek dink ons gaan regtig ongelukkig net by die eerste versie uitkom vandag. Ek wil nou nie hierso goeders deurmekaar trek, ek wil net 'n bietjie afgegaan het. Is die feit dat hy 3 getuies hierso neerskryf. Nou, dis 'n baie interessante ding dat Johannes 3 getuies neerskryf, en die rede daarvoor is oor Deuteronomium 17 vers 6, daar is met 'n 6 wees, oor Deuteronomium 19 vers, sê, lyk vir my ons is terug op die lig, ek vra om verskoning, dit lyk asof die duiwel so 'n bietjie teen ons was. Hy wou nie graag gehad het dat ek klaar maak met hierdie gedeelte of hierdie gedagtes nie, maar ons het hom weer aan die lig en ek gaan aangaan met my gedagtes. So, die 3 versies wat ek graag hier wou neerskryf is Deuteronomium 17 vers 6, Deuteronomium 19 vers 15 en Numeri 35 vers 30. Nou wat vir my besonder is van hierdie 3 verse is dat al 3 hierdie verse vir my besondere waarhede kom leer oor die feit dat 'n derde getuie 'n saak vasgemaak het. Nou ons weet al reeds uit die evangelie uit dat die Here Jesus baie keer dat die apostels vir ons neerskryf, dat in die getuienis van 2 of 3 staan 'n saak vas. En dit was nogal 'n gedagte wat in die tyd van die Hebreërs en die tyd van Israel 'n baie vaste en 'n baie pertinente gedagte was. Hulle het absoluut geglo dat as 2 of 3 mense saam getuig oor 'n saak, dan is dit absoluut die waarheid. Nou, ek wil net vinnig vir ons die woorde dan lees van Deuteronomium, kom ons kyk, 17 vers 6,
En Deuteronomium 17 vers 6 sê, op die verklaring van 2 of 3 getuienis moet die veroordeelde gedood word. Hy mag nie gedood word op die verklaring van 1 getuie nie. So baie duidelik dat selfs die doodstraf uitgedien kon word wanneer daar 2 of 3 was wat getuig het. In Numeri 19 vers 15 aan die ander kant sien ons weer die volgende woorde: een getuie mag nie teen iemand optree in sakende enige misdaad of enige sonde by enige misstap wat hy begaan het nie. Op die verklaring van 2 getuies of die verklaring van 3 getuies sal 'n saak van krag wees. En nou wil ek hê ons moet verstaan dat met die verstaan wat die Jode oor hierdie saak gehad het, met die agtergrond wat hulle gehad het van hierdie 3 getuies, is dit nou vir my kosbaar dat Johannes 3 getuies kom roep as 'n absolute bewys van Jesus se absolute Christusskap. Jesus is die Christus en daar is 3 wat getuig: die water, die bloed en dan natuurlik die Gees self. Elke een dan nou met vergrotende belangrikheid wil ek amper sê, waar die Gees van God natuurlik die belangrikste getuie is van die Here Jesus Christus se Christusskap. Met dit in gedagte wil ek so 'n bietjie by die toepassing van vanaand se gedeelte uitkom, hoewel ons nou net na 1 versie kon kyk vanaand. En dit is die feit dat die water en die bloed reeds afgehandelde sake is. Dis iets waarin ons nie kan verander nie. Dis iets wat die geskiedenis vir ons opgeteken het. Dis iets waarvan die evangelies geskryf het. Die Here Jesus is gedoop. Daardie stem het uit die hemel uitgekom. Daardie Gees het op hom neergedaal. Die Here Jesus is reeds gekruisig. Die aardbewing het reeds plaasgevind. Die maansverduister of die sonsverduistering is reeds verby. Die dooies het uit die graf uit opgestaan. Die voorhangsel van die tempel het geskeur. Dis afgehandelde verlede tyd sake. Maar 'n saak wat nie afgehandel is nie en nie in die verlede tyd is nie, is hierdie getuienis van die Gees. Hierdie 3de getuie. Die getuie wat binne in u en binne in my woon. Die getuie wat ons die voorreg het om van deel te wees. En daarom wil ek vra, ervaar ons die getuienis van die Gees in ons eie lewe wat sê dat Jesus werklik die Christus in my eie lewe is. En dan nog by dit, wanneer ek uitleef in hierdie wêreld, wanneer die wêreld na my kyk daar buite, sien die wêreld in my dat Jesus die Christus is. Sien die wêreld in my dat Jesus 'n daadwerklike verskil in my lewe kom maak het. Dat hy in my gesien kan word. Dat my optrede verander, my reaksie verander. Dat dit vir die wêreld duidelik is dat daar 'n sigbare verandering in my lewe is. Wat sal, miskien moet ek dit so vra, op die skerm vertoon word? As 'n ongeredde eendag voor God staan. En die water en die bloed word as getuie, volmaakte getuies ingeroep en getuig vir Jesus se Christusskap. En dan die Gees wat deur my geleef het en wat ek toegelaat het om in my te leef. Wat ek na moes luister, wat ek moes uitleef, sal my lewe getuig dat Jesus waarlik die Christus is. Mag die Here Jesus in elkeen van ons se lewe as die Christus verklaar word in ons elke dag se lewe. Mag hy Christus wees wanneer ons vergewe, bonatuurlike maniere. Mag hy Christus wees wanneer ons seën, die wat ons vloek, wanneer ons die ander wang draai, wanneer ons die ekstra myl loop, wanneer ons die voete was. Mag hy Christus wees wanneer ons hom loof in die kerk en in ons karre en in ons huise. Mag hy Christus wees wanneer ons die skrif ondersoek. Mag hy Christus wees in ons gebede. Mag hy Christus wees vir een en elkeen van ons, want hy is Jesus, die Christus. Mag die Here ons seën. Kom ons bid saam, kom ons eer die Here. Vader, vanaand wil ek net vir U kom sê dankie dat U die Christus is. Dankie Here dat U ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie, maar dat U gekom het, gebore is, dat U gedoop is, dat U bediening hier op aarde begin het en daardeur vir ons kom leer het, Here Jesus, wie U is en wie die Vader is, sodat ons die Vader deur U kon ken.
dat ons U kon leer ken as die goeie herder, die kragtige hand van God, die môrester. Vader, dankie vir die kruisiging. En hoewel dit 'n gruisame, aaklige gebeurtenis was, Here, het U vir ons die lewe daardeur losgekoop. U het die kop van die slang vermorsel, al is U aan die hakskeen gebyt. Dankie Vader dat U opgestaan het en opgevaar het in die hemel en ons weer kom haal, want U is ewig oorwinnaar, ewig die Christus. Help ons, Here, om lewens te lewe wat van U Christus skap betuig. Help ons om in daardie sin werklik Christene te wees. Aan U, o Here, bring ons al die lof en die aanbidding van ons harte tot in ewigheid. Amen. Baie dankie vir elkeen wat ingeskakel het. Jammer vir die klips wat op die video plaasgevind het. Ek glo dat u dit nog steeds heerlik saam met ons kon geniet. Mag die Here u seën. Baie lekker aand. Totsiens.